Sy goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, dit is dan nou 11:00 en u is ingeskakel by ons program, ons gesels oor alles en nog wat. Ja, dit voel vanoggend of dit so 'n bietjie winter al begin raak hier in Stilbaai se kant. En Veronica, hoe gaan dit met jou vanoggend? Dit gaan baie goed, dankie, en ek is bly om terug te kom. Ek het julle laas week gemis, en goeiemôre luisteraars, en Die welkom. luisteraars het jou so baie gemis, Jackie. Baie goed, dankie. Ja, nee, ons is oor die hondse sterk met die griep. Inteendeel, môre luisteraars, inteendeel kom ek sê vir julle so ek entrepreneur, dis mos baie belangrik deesdae om 'n entrepreneur te wees. Hulle is die wat werk skep, sê hulle. Nou ek het nou terwyl Veronica so stil en rustig was, Leonie, het ek gedink, weet jy, ek kan 'n entrepreneur wees. Sy stil en rustig en alles, en toe dink ek, as ek nou 'n klein glasbotteltjie vat met 'n stainless steel proppie, en ek vang daai kiem op, en sy raak weer onrustig gaan laat ek kom vry. En dan verkoop ek dit so aan die mense. Wat dink julle dames daarvan? En dis nou die man wat hierdie jaar saam met my ons 40ste huweliksjaar vier. Kan jy nou dink, en dit was Vadersdag ook nog. Kan hy, shame Leonie. Mis ek Gerard nou hier so langs my? Shame Leonie, hy moet sy eie kos maak. Ek kon nou nie bout in die oond sit, maar fooi tog hy moet sy eie boontjies en goed kook. Ja, en toe die ergste van alles is, Veronica, sien nie, toe ek nou val op die ou einde van die dag, sê jy se jong, baie dankie, dat jy my toegelaat het, dat ek my eie goed kon kook. Toe sien sy dit nou nie as 'n grap nie. Luisteraars, dis lekker om julle by ons te hê. Radio Fynbos, ons hoop almal julle dit geniet. Soos Leonie sê, dis 'n lekker dag eintlik in Stilbaai, en ek sien dat dit so bietjie gereën, so donut. Maar welkom, en julle het geluister wat Chantay vir ons gespeel het. Sy is ons regisseur en klankingenieur, Crackling Rosie. Sulke opgewekte songs, is dit nie lekker nie? Ja, en so opgewekte noot kan ons dan nou net vir Quentin Badenhorst sê baie geluk dat jy reg was met Kelly gewees van Ou for Fluff Syk, en ek weet nie, jy is net so baie besig in Stilbaai soos wat Kelly is, so ek dink die beste is, Quentin, dat ons die geskenkbewys gaan kry by Kelly, en dan kan jy jou woefkind gaan laat bad daar in Kelly se hondesalon. So baie geluk, ek weet nie hoekom die mense so gesukkel nie, maar wel Quentin sê toe hy hom die eerste keer gelees het, wel toe hom nog gestuur het gister die boodskap, toe sê hy het dit gehad, en dit was eintlik wonderlik, maar het Kelly nie 'n wonderlike hart nie, met diere, so ons moes eintlik gevra het wie die mooiste hart, dan was ons reg gewees. En dan Amber Willemse. Amber, jy was op het. Ek wil vir jou sê, ons het nog Pizza World, het ons nog skaars, kan ek sê, gepost, en toe kom dit deur, daar sê, jy het vir Pizza World raak gehad. So ons sê ook vir Pizza World baie dankie, ook vir hulle geskenkbewys, wat 'n heerlike pizza is, Amber, soos wat ek vir jou gesê het, jy kan dit gaan afval dan by Pizza World. En dit is nou al ons 5de besigheid, wat 'n deelname het, en ons kan net sê, ons haal ons hoed vir julle af, Stilbaai besighede. Dankie dat julle vir Flora Fynbos in julle deur toelaat, en dat sy bietjie by julle kan kuier, en dan gee sy ook sommer 'n gratis advertensie vir julle. Nie net een keer nie, so hierdie program word weer uitgesaai, sy heruitsending is dan Vrydag, so jy gaan nie net een keer jou naam hoor nie, Pizza World en Kelly Ou for Fluff Syk. So, wees op die uitkyk vir ons volgende week besigheid. Ja, en Leonie, dit word op podcast, kan jy dit ook hoor, né? Dit word daar ook gehoor, baie dankie vir daardie herinnering, en daar sien, ek is nou eers stil. Ja, is oneindige waarde. Pizza World, lekker kan 'n ou daar eet. Heila en Jacques, baie dankie dat julle deelgeneem het, ons waardeer dit baie. Dis wanneer ek nou 'n bietjie suur is dat ons nie mag deelneem nie, want ek sou glad nie omgegee het om nou pizza te kon hê nie. Ja. Nou ja, mense, miskien terwyl ons so aan die terugvoer is, kom ek gee julle vinnig terugvoering oor, ons het 'n vraag gevra, is die breingeld nog geldig? Klink dit? In ons ekonomiestelsel, ek gaan nie langdradig wees daarmee nie. Dit was 'n vraag, en ek moet sê, die mense het nogal gereageer. Ons eie kollega Karen Loot sê, die munt het geen waarde meer nie. So, maar dit is sleg as jy 10 sent kort om iets te kan bekostig, dan is daai 10 sent baie werd.
is dit nie waar nie. Ja, dit is waar. Nou Mikkie die rand, nee, daar is die plek nie. Maak nie sin nie. My ma het altyd gesê, as jy 1 sand, dis wat Nikkie nou sê, nie my ma nie, haar ma het altyd gesê, as jy 1 sent minder het, is jy 1 sent verder weg van 1 miljoen af. Maar waar? Ja. Ja. En dan Felicity Botha, daar is plek solank items R9.79 of R9.99 gemerk word. So die merk moet verander. Die pryse het nou miskien 50 sent afrond vir die tyd en wyl tot dit wegval. Thelma, waardeer elke 10 sent. Want as jy 10 sent kort vir 'n roomhuis, gaan jy dit nie kry nie. Dankie almal en dan Lydia van Kleinbrak in PE Dispatch en Uitenhage tel jy dit in die straat op. Die karwagte gooi dit weg want hulle kan dit nie inruil nie. Mense het nooit so daaraan gedink nie. Nie enige een, nie die bank vat nie breingeld van enige mens af nie. Blykbaar net van besighede. Ek wou nog gebel het, maar ek het nie vermoede nie. Dan Lydia Wolmerans, jy kan nie eens 'n brood koop van daai geld nie. En Amanda Hekstedt, Amanda, ek hoop ek spreek jou van reg uit, het sommer prontuit gesê nee. Dankie julle vir julle deelname. Dis interessant en soos ek voorheen gesê het, dis nie noodwendig Radio Fynbos se sienswyse nie. Ons sê soos ons dit ontvang. Dankie daarvoor. Ek wil net gou Leonie, kan jy onthou die sentleggings? Ja, Onthou jy destyds het hulle sente uitgepak? dis reg. Ja, Dis ek reg wonder waar by die daai- skole vir die Bybelgenootskap het dit nog gegaan. Dis waar. Ja. Ek wonder of mense so iets moet doen en dit dan almal hulle sente bring en dan gee ons dit dan maar vir iemand nie. Vir 'n besigheid om dit dan in te In te ruil, ja. Maar jy gaan seker omtrent 'n krywa nodig hê om dit aan te ry. Maar dis okay. Okay. Maar dis 'n plan, Ja, Veronica. Ja, goed. Right. Dan gaan ons net voor ons begin met ons onderwerp, gaan ons luister na skielik as jy vry nie nou nie, so bietjie later is ons daar wys ons regisseur weer, dis lekker as hy thumbs up is. Wynand Strydom se weergawe van Koos Doep se song Skielik as jy vry, en dan het ons 'n versoeke gekry van Renet Landman van Dispatch, opgedra na oorlede ma. Hulle het blykbaar van die song saamgesing, Veronica, as ek die boodskap reg gelees het. Ja, En dis so kosbaar, hè? Renet se ma het gitaar gespeel en sy was 'n absolute aanhanger van Jim Reeves. En hierdie keer Renet, ek hoop jy het reg gekry om in te skakel, het sy haar seun vra om vir die app of die toepassing, né, af te laai, of die toep, is dit toep? Ja. Af te laai, en ek hoop jy hoor ons vandag, is jou eerste keer, welkom by Radio Fynbos. Ja, en ek dink ook as mense sukkel, is dit in elk geval met Google so maklik vandag. Jy tik net in Radio Fynbos en jy gaan al die verskillende links ook kry daar om in te skakel. So baie dankie vir elke luisteraar. Dankie dat julle ons help om ons getalle te laat groei. Dit gaan nie net oor getalle wat groei nie, dit gaan daaroor, dit is 'n gemeenskap en dit is lekker om te weet daar's luisteraars en ons het deel aan julle en julle het deel aan ons. Baie dankie vir die ondersteuning. Ja, jy's reg, en vir al ons duisende luisteraars wat presies gedoen het wat Leonie nou gesê het, sê ons baie dankie. Julle lig ons na die next level toe. Man, ek kan nie ophou om dit te sê nie. Ja, sy julle soos Barbara gister kontak sy my uit Abu Dhabi uit, waar sy mos nou ouma is. En sy sê, "Hey, ek luister lekker in Abu Dhabi." Ag, toe was dit sommer lekker om so te hoor. Dit is so ver dit ook Wow, gaan. is sy En van ons ouma? eie mens. Ja, sy's ouma met die pragtigste klein dingetjie. Baie geluk, Barbara. So dit wys julle weer eens, ons saai uit around the globe. Man, dit is lekker om sulke woorde te sê van Radio Fynbos. En dan gaan ons oor na sport toe. Nou ja, ons is baie teleurgesteld in die Bulle, obviously. Hulle het dit net nie gemaak nie. Jammer Bulle, ek dink is die 4de jaar in 'n ry wat julle probeer. Ons hou duim vas. Nou die Bokke het ons obviously baie trots gemaak teen die Barbarians. Hierdie het amper soos 'n cricketskoor geklink. Maar hoe lekker is dit nie om sulke jong talent te sien opkom nie. Hulle het net, ek weet nie wat dit is nie, hulle het hierdie waagstukke in hulle wat ons ou mense, ek weet nie of dit nog so is in die lugmag nie, maar ek dink ek het al daaroor gepraat, op 'n sekere ouderdom haal die pilots van die Mirages af daai jare, want hulle sê dan begin jy ou logies dink, dan
dan is dit nie reg nie. Nou, ons begin ook al logies dink, so ons doen seker goed nie. Versigtig, Jackie, die jong mense gaan dink, jy dink hulle dink nie logies nie. Pas Nee, maar hulle op. doen nie, hulle vat kanse en dis reg ook so. Ja, Ek het nou die dag, Jessie, terwyl ek interrup weer. Ek het nou die dag so mooi stukkie gelees wat sê ouderdom is soos bergklim. Jy raak uit asem, maar daai view van bo af is pragtig. Is dit nie mooi nie? Daai wysheid wat jy kry as jy bo kom. so verlang ek nou na Skoorsteenberg. Ek het baie respek vir ouer mense want die wysheid Ja. wat 'n mens net kan leer. Nou ja, en die SA span het ook lekker gewen en daar was net so lekker talent. En dan merk Radio Fynbos op Driekus du Plessis. Ek weet nie wat se fights is daar in die stoei of boks of ek weet nie, maar dis in die aghoekige plek wat hulle stoei en boks en slaan mekaar. Hy gaan weer terugkom. Ons hou die datum dop. Ons kon nie die datum opspoor nie. Leonie, hierheen wil ek hê jy moet antwoord asseblief, want ek gaan nie daai woorde kan. En jy's 'n kenner in hierdie opsig. Jy's al een wat geweet het wat dit is. Ons het nooit julle laas keer geantwoord nie. Ja, nou van die glockenspel speel en die xylofoon. Daai xylofoon. Xylofoon, ja. Ja. Weet julle wat is dit? Dis mos daai ek kan nie goed beskryf nie. Is waar jy met sulke stokkies opslaan. Tik Ja. tik 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 tik. Dis 'n instrument, musiek. Ja, is 'n musiekinstrument, ja. Okay. Ja. Ja. Ek dink ek het al so een gesien. Ja, ons het al. Nou luister, as dit wat ek nou presies verduidelik het, weet julle seker pragtig regtig wat dit is. Dis die beste wat ek kan doen. Maar baie mooi klanke, né? Dit is amper kan jy sê 'n driehoekie in 'n next level. Dis Daar die klanke. Ag, dis nou aan. En toe hoor ek nou die dag, wat is zest in Afrikaans? Ek het gedog zest is nou as jy die suurlemoenskil rasper. 'n Zest in Afrikaans. Toe sê die chef nee, dit is skilolie in Afrikaans. Maak dit sin? Skilolie. Ek dink ses, jy kry mos die wat noem jy die dingetjie wat jy die skil mee Ja, so fyn raspertjie. Ja, raspertjie dingetjie. Nou daai goed wat inval is skilolie, sê hy. Okay. Ek het nie geweet dit is skilolie Skilolie. nie, maar ek het geweet dit is die zes, daai skilolie Ja. wat afval. Dit het ek. So zest is eintlik nie die naam nie. Zestolie is. Nee, zest is in Engels die naam. O, Soos ek eendag kom en ek sê vir jou Veronica, ek het nou vir ons 'n lekker dis met skilolie gemaak. Sal Maar jy jy- beïndruk wees? Maar jy weet ons het een in die laai, né? Ja, nee, dit ek kan zestolie maak. Dan boerderate Veronica terwyl ons nou Wat help vir blou kolle? Sjoe, ek moet hierdie raad volg. Borrie. Jy maak 'n pasta van borrie. En jy sit dit op 'n blou kol. ek wonder of dit werk. As 'n mens ouer raak, dan raak jy makliker blou. Jy stamp jou baie vinnig. So ons gaan met 'n kan ek gaan borrie hierdie- kry. Ek gaan hierdie een toets. Okay. Okay, ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie, maar ek gaan dit doen. Ja. Right. En dan om bysteek se swelsel weg te neem. Nie se allergie nie, die swelsel self. Wat moet mens doen Veronica? Jy smeer rou ei op die steekplek. Ja. Dis 'n nuwe een. Ja. Maar ek ken ook nie daai een nie. Nou luisteraars, hierdie het ons natuurlik gekry uit by internet en dis baie interessant en as dit vir ons interessant ons gee ons erkenning aan internet, maar dis interessant, ons hoop dit werk. Ja. En dan onthou om rou heuning op klein snytjies. As jy jou sny per ongeluk nie aspres nie. Te smeer dit ontsmet die wond. Maar ek het al baie van rou heuning gehoor. Ja, dit word op wonde gesit. Ja. Maar het julle al gevoel hoe seer is dit? Hoe seer is 'n papierkat? Daai fyn as jy papier per ongeluk vat en hy sny jou. Ja. Jy wat in printing was en ons nou dadelik gesê het, ja, nou dit klink so of ek nie reg praat nie. Ek dink aan die papierkat. Ek tog nie praat van 'n kat wat van papier gemaak Nee, pyperkat. Nou pyperkat, ek dink dit heuning sal goed werk vir dit. Ja, pyperkat is 'n lelike ding hoor. Hy kan en jy kom nie dadelik agter nie. Ja. Ja. Nou luister as ons het nou so klomp lekker. Ja, is dit nie lekker om so te klets nie? Nou gaan ons luister net voor ons begin.
gaan ons luister na hierdie song, nee Veronica. Ja. Waar is ons nou? Ek is nou al die verlore. Ek is En die song se naam is Skielik is jy vry O ja. van Wynand Strydom en ons regisseur is 100% op die bol soos gewoonlik. Lekker luister. Daar's 'n luisteraars en ons is weer terug op die lig. Hoe lekker is dit nie? En toe, weet julle hoe lekker is dit vir my? Ek kry 'n boodskap van Isa. Isa wat baie nou na ons luister. Dankie Isa dat jy reageer. Sy sê my ma het altyd vir my seun kleintyd gesê, met klomp sente kan jy eendag 'n plaas koop. Sy spaarvark was meer op sy rug as sy voete, want hy het elke keer weer getel as hy iets in die spaarvarkie se maag gegooi het. Seker om te kyk hoe ver of naby aan die miljoene Plaas. is of wat, né? Dis kosbaar Isa, baie Dis dankie. baie oulik. Goed, nou gaan ons aan. Veronica, Ja, dit Koos bring- Doep het ons nou geluister. Skielik is jy vry. Deur Wynand. Ja, né? Wynand Strydom. Die titel alleen dra reeds 'n sterk emosionele tema. Die oomblik wanneer iets in 'n mens verander, of dit nou aanvaarding, loslaat, berusting, genesing of bevryding is. Nou ja, dit bring ons by die volgende vraag. Waar kom hierdie skielike gevoel vandaan? Hoekom raak een persoon kwaad oor iets wat 'n ander een laat lag? Hoekom kan 'n liedjie jou terugvat na 'n herinnering van 20 jaar gelede of meer? En hoekom huil ons soms van geluk? Hoekom kan die reuk van 'n kosgereg of parfuum onmiddellike emosies wakker maak? Ja, Dr. Leonie, dis meer jou. Jy weet ek is so bang, ek trap nou op eiers hier sodat ons Nee, glad nie. En dit is mos maar die gedeelte in 'n mens se brein wat die amygdala genoem word. En dit is waar die emosionele geheue gestoor word. En dit is hoekom ons so met gevoelens getrigger word. Jy sal byvoorbeeld sê 'n aftershave of 'n parfuum reuk kry en onmiddellik kan jy nie verstaan hoekom raak jy hartseer nie. Maar as jy bietjie gaan stil sit en jy gaan dink, maar wie het so geruik, dan sal jy byvoorbeeld onthou dit was jou ma of dit was jou pa of wat ook al wat 'n verlange in jou opbring. Net so met kwaad. Jy kan byvoorbeeld iemand sien wat lyk na iemand uit jou verlede uit en onmiddellik is jy net getrigger, onmiddellik is jy kwaad. So dit is maar die kort woord net in jou amygdala, jou Interessant. breingedeelte. Ja, dis vir my 'n mooi opsomming, trane en chocolates. Ja, Nee, ja, dieselfde trane kan verskillende tale praat. ja. En huil, jy kan hartseer, jy kan huil as gevolg van hartseerheid, dankbaarheid, lag, frustrasie en verligting. So trane kuier by begrafnisse en by troues. En jy kry seer of jy kan geseënd voel. En dan trane is nie vyande nie. Trane is nie noodwendig vyande nie. Nee, as jy mooi gaan dink, nê, hoe klein is 'n traankliertjie? En om nou weer 'n bietjie terug te stap na kruispaaie toe, wat God vir ons dit gegee het. Nie net om ons oë vogtig te hou nie, maar ook dat daai emosie wat binne in ons is, soos wat jy gesê het Veronica, net na vore kan kom. En dan is dit net daai weer amazing om voor die spieël te kan staan en net te kan sê Psalm 139, hoe wonderbaarlik is ons nie gemaak nie. Ja, emosies, jy weet ek het al baie gelend dinge oor emosies. Emosies is dan 'n magtige ding. Baie. Dit is 'n sterk iets wat 'n uitkom. emosie vul Ekskuus 'n tog. hele vertrek en 'n hele huis in 'n sekondes, né? O ja, okay. Nou ja, hulle sê emosies is soos kleure. Jy kry 'n paar basiese kleure, maar wanneer hulle meng, ontstaan daar duisende skakerings. Dis eintlik vir my 'n mooi uitdrukking, né? Ons het waarskynlik net 6 of 10 emosies nie. Net soos musiek uit 'n paar note bestaan, word ons emosionele wêreld uit 'n handvol basiese gevoelens saamgestel wat eindeloos kan kombineer.
En ek het nooit, voor ek hierdie bietjie na gekyk het ek nooit besef hoeveel verskillende emosies daar is nie. Dis ongelooflik. Maar weet ons, ekskuus tog, weet ons watter emosie is die sterkste in die mensdom average? Die sterkste moet jy sê, wat sal jou die meeste kan laat doen? Dis die emosie woede. Wat jou die sterkste Ja, maak. woede en haat, né? Ja, woede, wrokke, haat. Ek dink dit laat mense die lelikste. ekstreem doen. Ja. Al is jy kwaad op daai oomblik omdat jy iets nie kan regkry nie, gaan jy dit regkry. Verstaan uit daardie opsig uit, want jy dan jy daai dryfkrag het moede doen. En net so is woede en wraak, niks kan so vernietig soos dit nie. Ja, dit glo ek. Absoluut. En ek dink vrees is ook baie naby aan dit. Ja, Mense raak ook gou bang. Veral as 'n slang nader kom. want as jy vrees wil jy veg. Ja. Of vlug, ja. Ja. Jy's reg. Sjoe, emosies is nie staties nie. Dit bind ons soms vas. Maar hulle kan ook die pad na vryheid wys. Daai een is 'n bietjie diep een vir my. Ja. 'n Mens kan vir lank vasgevang voel in hartseer, woede, skuld of vrees. En dan gebeur iets. Soms groot, soms klein en skielik is jy vry van daardie las. Ja, ek dink ons het al 'n paar keer daaroor gesels oor Radio Fynbos. Partykeer is jy down in 'n dumps en dit verander jou hele lewensuitkyk as jy daar opgelig word. Ek meen, jy kom jouself uit en jy word opgelig. Ja. En jy moet net bereid wees om daai les te leer. Ons dra dit soms maande of jare saam met ons. En dan kom daar 'n oomblik van insig, Daar sê. vergifnis, aanvaarding of hoop. En skielik is jy vry. Twee emosies wat baie na aan dieselfde is huil en lag. Ja. Maar voor ons daaroor gesels, dink 'n bietjie terwyl jy daai katjie of hondjie op jou skoot streel, het diere verskillende emosies en hoe hanteer hulle dit? Nou op pad hiernatoe het ons verby 'n huis gery waar 'n ou oomie op die stoep sit met sy kat. Ja. En dit was my so ongelooflik. Ek weet hulle sê 'n kat as jy hom streel, dan maak hy so prr, Ja. wat ook al. En dit is blykbaar ongelooflik goed veral vir ouer mense. Ja, en dit is absoluut wetenskaplik bewys dat 'n kat jou emosie kan amper en jou pyn absorbeer. En dat daardie geluid wat hulle maak, dan nou basies as 'n vibrasie deur selfs jou hart gaan. Ja. En dit 'n rustigheid bring vir mense wat angsaanvalle en sulke goed kry, is dit 'n goeie iets as hulle vir alle kat is van die hoogste kan ek nou maar sê wat vir jou vrede kan bring op 'n oomblik. Dis nou nuus vir my. Baie interessant. Ja, dis ongelukkig is hy allergies vir katte. Ja. Ja, ek is allergies vir katte. So hulle gee my 'n angsaanval. So ek gaan nou nie dat hy die kat storie uithaal nie, want Nee, dan nee, gaan nee, die nee. onderwerp te lank raak. Nou ja, die antwoord op diere en hulle emosies is ja. Wetenskaplikes stem grootliks saam dat baie diere emosies soos vrees, vreugde, angs, opgewondenheid, hartseer of rou en liefdevolle gehegtheid toon. Anders as mense wys hulle dit deur hulle sterte te swaai wanneer hulle bly is. Ek is bly ons hoef nie dit te doen nie. Kerm, kruip weg of bewe wanneer hulle bang is. Nou ja, ek dink meeste van ons ken daai emosies van diere, né? Maar tot olifante toon gedrag wat baie navorsers as rou of verlies interpreteer. En in sjimpansees en ander ape troos mekaar na konflik. Dis 'n mooie daai. Ja. Toon vreugde en frustrasie. Nou, nog 'n manier hoe diere emosies kan hanteer, anders as mense, sit diere nie en ontleed gevoelens met 'n koppie koffie nie. Hulle beweeg weg van gevaar, speel om spanning te verminder, soek fisieke kontak of troos
en of hulle rus wanneer die spanning verby is. Ons kan baie leer van diere. Ja. hoor. Ons kan regtig baie leer van diere. Nou ja, Jackie, nou, voor ons aan die huil gaan. Ja, interessant genoeg lyk dit of diere beter as mense is om emosies te verwerk. Ja. So voor ons nou almal aan die huil gaan en daarna vir mekaar begin lag tot die trane loop, wil ek by sê, kom ons vind 'n bietjie meer uit oor twee sterk emosies, huil en lag. Nou ek weet nie of ek dink ons het al daaroor gepraat dat in Japan het hulle 'n park wat mense heen gaan net om te lag. Een ou begin lag, niemand mag praat nie. Jy staan net daar en begin een ou lag en so lag hulle. Dis 'n sessie, dis soos ek weet Maar nie. dit moet fantasties Ja. wees. hoor. Ja, maar lag is aansteeklik Ja. eintlik, hoor. Ja, dink net al daardie endorfine wat vrygestel word en Ja, alles, so ja. dit is goed. Ja, dit is my so Dit is interessant. absoluut fantasties. Ek wonder as ons Begin nou al lag. as ons 'n opname moet maak van Stilbaai, wie sal die meeste kloor en wie sal die meeste lag? Ek vra maar net. Ja, ja. Ek is ook in twee gespalk oor daai vraag. Trane of huil was die venster skoon, waardeur ons na die wêreld kyk. Lag trek die gordyne oop en laat die son weer in. Dis mooi, het jy dit geskryf? Ja, dit is baie mooi. It was wonder, wanneer laas het jy gelag dat die trane loop? Dis so nodig. Maar weet jy wat interessant is, en ek wil hierdie vraag vra luisteraars, ek wens julle wil my antwoord op WhatsApp. Wat laat jou die gouste lag? Of die maklikste lag? Nou ek weet, as iemand skrik, kan ek help. Ek lag my mors dood. Ek weet jy lang van. Ja. En dit maak my weer kwaad, né? Is dit? Ja. As jy As jy skrik en skrik, ek lag vir jou. Nee, ek skrik nie maklik nie, maar as mense skrik gemaak word, ek Chantay sal 'n lag hier agter my, ek raak kwaad. Want dit is nie vir jou liggaam goed nie. Dit is nie vir jou senuweestelsel goed nie. Ek kan baie dieper in dit ingaan. Wat dit kan doen aan 'n mens, maar dit is no good. Hoor jy, Jackie? Luister Ek dan. hoor. Jackie hou daarvan om iemand skrik te maak. Ja, hy lag so dat hy nie hoor eers wat ek sê nie. Hy het dit gehoor. Ja, ek maak nie skrik nie. Ek sal net so agter haar staan. Hy staan net. Ons het in ek wil nie te lank praat nie, maar ons het in Gauteng gebly en ons het 'n lang gang gehad. En dan gaan staan hy net eenvoudig in een van die kamers. En dan stap ek verby en dan sien ek hierdie, ek weet nie wat nie. En dan wil hom morsdood lag omdat ek Ja. so gaan. So sy raak ook kwaad, Leon. Ek raak kwaad, ja, want So Ja, ek moet julle nie skrik maak nie. Jy gaan my nie skrik maak nie, glo my. okay. Ja, lag en huil lyk soos teenoorgesteldes, maar albei se maniere waarop die mens emosies verwerk. Ja, ons is weer terug by emosies, is dit nie waar nie? Hulle word geassosieer met hartseer, maar dis ook 'n emosionele ontlading. En dit is, hierdie emosionele ontlading is seker maar iets soos kop skoonmaak, of is dit nie regtig dieselfde nie, Leo nie? Jy Ja, dit is maar 'n tipe van dit en dit is baie belangrik want as jy met opgehoopte emosies begin rondloop, dan gaan jy al jou emosies ophoop op ander. Dat's waar. Wanneer mense huil, as ek nou met jy gelees het, ja, Ja, verwerk hulle intense emosies soos verdriet, frustrasie, verlies of selfs oorweldigende vreugde. Huil kan ook dikwels 'n gevoel van verligting bring. Dit kan spanning verlig en of verminder en sodoende help om emosionele balans te herstel. Nou ja, huil roep dikwels ondersteuning en empatie van ander mense. Baie mense, ek sal byvoorbeeld verby iemand loop en daai persoon sal huil en ek sal my hand om sy skouer of haar skouer sit. So dit is eintlik wat dit beteken seker, né? Baie mense wil nie gepla wees as hulle huil nie, want dit is 'n persoonlike ding dan. Nou ja, 'n mens kan sê huil help om die swaar emosies uit te laat. Ja, emosies is magtig. Luisteraars, julle luister na Radio Fynbos. Ons gesels oor alles nog en nog wat elke Woensdag. Stiptelik 11:00, Vrydag stiptelik 4:00 heruitsending en dan die volgende week die podcast. En ons het vir julle gesê hierdie is 'n interessante gesprek, dis 'n diep gesprek, maar met humor. So ons wil hê julle moet lag en huil vandag.
En wat doen lag aan 'n mens se gemoed? Ja, lag werk meer soos 'n emosionele herlaai. Recharge. Dit verminder spanning en stres en bevorder gevoelens van verbondenheid wanneer mense saam lag. Is dit nie waar nie? Lag help om probleme minder bedreiging te laat voel. Dit verhoog dikwels gevoelens van optimisme en welstand. En is dit nie lekker en het ons die goeie rede om te lag in ons posisies nie? Ons het baie rede om te lag. En ja, dit lag help ook om lig in die swaar oomblikke in te bring. Die verrassende ooreenkoms, lag en huil het meer in gemeen as wat mense dink. Albei is sterk emosionele uitdrukkings, kan spanning verminder. Albei kan na 'n intense ervaring 'n gevoel van verligting en mense nader aan mekaar bring. Daarom sien ons soms dat mense lag totdat hulle huil. Of huil en later oor dieselfde situasie kan lag. Trane nie altyd die taal van hartseer nie. Miskien is trane die taal van emosie wat te groot geword het vir woorde. Goed, ons kom net gou terug na Renet Landman. Ons gaan nou een song van haar speel en dan Renet net na dit, na die program speel ons jou ander ene. En hier kom hy, lekker luister Renet, luisteraars, lekker luister. Ja, die fynbos luisteraars, ja, ons het nou 'n goeie lagsessie hierso gehad in die ateljee en ons glo julle het ook nou al saam met ons gelag, want baie keer sal julle hoor dat veral Jakkie sê tong in die kies. En dan bedoel ons dit, kom net so 'n bietjie van daai wilde, swaar emosies af en lag net so 'n bietjie saam. Weet jy, partymal kom 'n mens op 'n plek wat jy jouself amper moet dwing. As jy so in stres vasgevang is om by 'n plek uit te kom om te lag. Ja, so dis baie belangrik om te luister na Radio Fynbos. Baie, ja. En lekker. En dis lekker as die luisteraars reageer op wat ons sê en ons sal graag meer wil hoor. Geniet julle dit? Is dit te lank? Is dit te kort? Is dit reg? Dankie dat julle inskakel. Dit is die next level radiostasie in die globe. Man, dis lekker woorde om te sê daai. Right. Trane is nie altyd die taal van hartseer nie. Miskien is trane die taal van emosie wat te groot geword het vir woorde. Ja, jy kan nie praat nie, maar jy huil. Ja. Dit gebeur baie maklik. Ja. En huil is nie 'n teken van hartseer, nie net 'n teken van hartseer nie. Dit is wanneer emosies so intens raak dat dit die gewone manier van uitdrukking oorskry. Daarom sien ons dikwels trane van vreugde, trots, verligting of dankbaarheid. Nou ja, nou gaan ons na sport toe, Jakkie. Jy gaan vir ons daai in vertel. Ja, in sport is dit veral opvallend. Ja, ek kan nie hierop uitbrei nie, want as ek dink aan die sokker en ek sien die emosies daai wat so aangesit word, dan weet ek nie regtig of dit natuurlike emosies is nie. Maar anyway, jy sien groot geharde rugbymanne wat na 'n belangrike wedstryd in trane uitbars. Dit is gewoonlik nie omdat hulle hartseer is nie, maar omdat verskeie emosies sterk werk, gelyktydig saamkom ook. Dit word genoem gelukstrane. En jy sien dit veral aan die Argentyne as hulle stem of as hulle volkslied gespeel word, hoe hulle daai manne. Baie. Daai emosies, jy kan dit nie keer nie. Ja, maar even as jy oor see is, né, en die Suid-Afrikaanse span speel daar. Ja. Jy kan nie help om daai emosie te stop nie. Dit is, ek weet nie wat dit is nie, so opgewonde hartseer trots wat deurkom en dan kry jy natuurlik nie hou nie wanneer 'n kind op die sportveld is of op die atletiekbaan en die afrigter laat hom 'n 300 meter rekkie hardloop en hierdie ma staan daar en sy weet hy's 'n 100 meter atleet, dan kom daai woede deur en as daai kind dit nie maak nie, dan sien die ma hartseer en kwaad. Ja. Sommige vir die coach ook. Ja. Lag ook soms handig vir oorkoming van verleentheid. Ja, dis waar. Iemand stap op 'n verhoog om 'n toespraak te lewer, struikel oor die kabel en val voor 'n saal vol mense. Na 'n oomblik van stilte staan die persoon op, vee die stof af en sê, nou het ek daarom almal se aandag. Dis op die voete dink. Daar die gehoor bars uit
van die lag en die spreker ook. Is dit nie lekker, ek dwaal bietjie af mense, want dit is vir my lekker om daaroor te praat, dit is vir my so goed as iemand op die voete kan dink, op die spur van die oomblik, ek weet nie of julle, het ek al hierdie storie vertel, van die stop and goes, waar die ou, hierdie mense wat geloop het met al die goed om hulle, Wat hulle verkoop. ja, kamme en Ja. speels en dit, ek weet nie of ek die vertel het nie, en die ou het wat verkoop het 'n kam gehad, en hy het vir die ou gesê, kyk meneer, hierdie kam kan nie breek nie, so het hy aangegaan en kips, daar breek die kam, toe sê hy vir die ou, kyk hoe lyk hy binne, ek wil jou net wys, Dis op die voete ding, ek daai. sê jou, Ja, nou ja. mense wat vir hulle self kan lag, gee hulle self toestemming om 'n Ja. mens te wees. Emosie ontstaan in die brein, maar ons voel hulle met ons hele wese. Emosies is nie eintlik die vyand nie. Ja. Die probleem ontstaan wanneer emosies jou gedrag begin beheer sonder dat jy daarvan bewus is. Iets soos 'n voertuig se instrumentpaneel, hulle gee belangrike inligting. Ja. Maar hoe kom jy agter wanneer dit, jy weet, dis is die groot, ek dink dis as jy 'n nok gevang het en jy kom, hey, wag, ek was op die verkeerde pad. Kom by jong. Die probleem kom wanneer ons op elke emosie reageer asof dit 'n feit is. Besluite neem terwyl ons oorgeweldig is deur woede, vrees en oorweldigende geluk en of toelaat dat een emosie ons hele wêreldbeeld bepaal. Ja, ek dink een groot emosie veral in die stede is padwoede. Dis mos 'n emosie. Ja nee, dis 'n ander ene daai. En jy kan sien hoeveel keer het mense al in die moeilikheid, ek lag nou daaroor, is nie 'n grap nie, maar hoeveel keer het mense al in die moeilikheid beland om te reageer op padwoede. Dis nie die moeite werd nie. Verskillende emosies kan jou dinge laat doen of sê wat jy later berou. Ja, weer die tong, daai Ja, tong. weer daardie ding, ek sal vergeet soos wat hulle sê, wat jy vir my gesê het, maar jy onthou die gevoel. Hoe jy gevoel het op daardie oomblik. Vrees kan jou weerhou om geleenthede aan te gryp. Jaloesie kan verhoudings beskadig. Trots kan keer dat jy om verskoning vra. Selfs oormatige opgewondenheid kan lei tot swak besluite. Ja, hierdie is maar net 'n paar emosies waarmee ons daagliks kan ondervind. Ja, ek dink ons skraap net aan die bokant van emosies, Leonie, want dit is net interessant. Dis baie dieper as wat ons praat, maar hierdie laat jou fokus. En sê, hoorie, moenie laat hierdie emosie. Ek persoonlik glo jaloesie veroorsaak meeste gesinsmoorde. Ek het nie geen feite waar ek op dit baseer nie. Want 'n ou sal sommer ingaan en sy vrou en sy kinders skiet of sy seun Ja, of ja. Ja, want dit gaan met daardie agterdog gepaard, hè. ja. En dan begin dit so, kan jy sê, 'n realistiese, rasionele prentjie in hulle gedagtes raak. En dan is dit nie eers asof dit partykeer die waarheid is nie. Dis reg. Ja, jy raak so meegevoer, Ja, glo mens ek. moet baie versigtig wees vir emosies. Nou, ons het net al gepraat oor vrees. Vrees kan jou weerhou om geleenthede, ons het daaroor gepraat. Dis hierdie, in Engels noem hulle fear of failure. Dit is altyd waarvoor jy moet pas op. Maar jy moet ook nie stupid besluite neem nie. Hoe maklik klink dit? Mens neem maar stupid besluite een of ander tyd. Nou, Veronica, interessant genoeg. Ja, die afwesigheid van emosie kan ook 'n probleem wees. Mense het emosies nodig om betekenis, empatie en motivering te ervaar. So jy kan nie sonder emosies weet nie. 'n Gebalanseerde manier om daarna te kyk is voordat jy iemand veroordeel. Onthou dat emosies soms die bril is waardeur ons na ander kyk. Hoe werk daai ene, Leonie? Ja, dit is so, soos wat ek baie keer in myself voel op daardie oomblik, is sommer hoe ek jou sien. Soos ek kan byvoorbeeld, ek het dit al gesê, kwaad wees sommer vir 'n kassier, maar ek het al klaar kwaad daarin gestap. Ja. En jy haal goed uit op mense wat dit nie eintlik eens verdien nie. Nou ja, hulle dit emosies is soos besoekers. Sommige bring vreugde
en sommige bring trane. Die klein woordjie emosie het vandag vir ons gewys hoe groot sy betekenis is. Dit laat ons lag, huil, hoop, lief hê en onthou. Dit is deel van hoe die brein werk, maar ook deel van wat ons mens maak. Ja, maar nog steeds wil ek sê, jy weet, dis deel van hoe die brein werk en alles. Maar ek dink tog met denke en self ek wil amper sê emosionele volwassenheid, as ek daai woord kan gebruik, kan mens dit verander om reg te dink. Ek glo absoluut daarin. Jy kan nie sê ek is so gemaak en gaan laat staan nie. Nee, jy kan 'n keuse maak om te verander. Dis die regte woord, die keuse wat jy maak. Ja. Emosionele volwassenheid beteken om gevoelens en gedrag verantwoordelik te bestuur. Emosionele onvolwassenheid beteken dat gevoelens dikwels beheer oorneem en verantwoordelikheid vermy word. En weet jy wat vir my verblydend is, luisteraars? Ek sien in vandag se skole rig hulle dit af. Daar's 'n fancy naam. Dis daai vak wat julle laaste week van Ja, gepraat het. hulle rig dit af. SLV of wat so iets. Emosionele volwassenheid, hoe moet jy Ja, optree? Ons hoop net by die huis kry hulle dit ook, want dit is maar waar jou blueprint vanaf kom, glo ek. Ons hou duim vas. En dan wil net voor ons afsluit, luisteraars, baie dankie dat julle ingeskakel het in Net Landman. Onthou, ons speel jou laaste song net na die program. Ek het eendag gelees, ons het nou gepraat oor diere wat hulle sterte waai. En julle gaan nou dink is snaaks. Ek het ook gedink is snaaks, maar gaan lees bietjie. Die mens het nog steeds 'n spier wat eintlik 'n stertspier is, wat al gekwyn het. So, as jy miskien lag, waai daai stert van jou onbewustelik. Gaan lees dit bietjie. Hierdie man is besig om met ons Pretoria so. Nee. Ek weet nie. Hy sit presies waar die hond se stert sit. Wat? Ons spier, menslike spier. Nee, hierdie man raak nou complicated hier so vir my. En dis nie emosies nie. Ja, dan lag ons nou lekker. En toe wys gou jou emosie aan die naaste aan jou. Net nie stikken druk nie. Tot volgende keer mooi bly en onthou, ons is almal maar mense met emosies. En weet jy wat, luisteraars, julle almal, gee jouself baie keer 'n drukkie. Jy mag. As niemand by jou is nie, gee jouself 'n drukkie. Baie belangrik. Dis as hierdie nie 'n lekker positiewe program gewees nie. Dit is so lekker om bly te wees. En ons regisseur gaan nou haar emosies, die woede emosie uithaal. Baie dankie julle vir die saam luister. Ek waardeer dit baie. Lekker luister in Net Landman. En dankie vir die boodskap, Isa. Mooi loop. Ek kry hierso 'n emosionele stamp in my ribbetjies om te sê, ek moet vir almal sê, julle moet altyd onthou om die mooi te soek agter elke bos. So wil ons dan nou net weer vir Quentin Badenhorst sê, baie geluk, dat jy reg was met Kelly van Ou for Flafsuik, en dan vir Amber Willemse, dat sy ook 'n pizza gaan kry by Pizza World. Kyk maar uit waar Flora Fynbos gaan loop en lag. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.